Right, ons is hier by Pannar, Valboeredag 2025, ek praat met Karl, hy gaan my so 'n bietjie meer vertel, hulle betrokkenheid hierso, en dan ook, hoekom moet jy 'n Pannar plant? So kom ons luister 'n bietjie. Karl, hoe gaan dit? Goed, dankie self man. Nee, wat doodstil, rustig. Sê gou vinnig vir my, watter area opereer jy oor die algemeen in? Man, ek doen die sentrale streek. En dan is ons vandag hier by Val, wat onder 'n andere deel van die sentrale streek is. Dis nou Gauteng, Maar dis nou julle sentrale streek. Ja, van my wêreld af kom, dan is dit nou redelik oos, nê. Sê gou vir my, julle is al 'n hele rukkie betrokke hierso by Val. Dit is al so 30 jaar wat hulle in die go is. En soos ek verstaan, julle is al 20 jaar betrokke. Jy verduidelik my gou, hoekom is dit vir julle belangrik om by iets soos Val betrokke te wees? Man, as ons sien hoe Val elke jaar groei, is dit vir ons tog belangrik en is dit vir ons lekker om te sien dat ons waarde kry uit 'n dag soos Val. Dis altyd vir ons lekker om met ons kliënte te meng hier. Hulle kom gesels met ons. Daar waar ons nou in die strooptyd is, ervaar die ouens wat ons hulle vertel het van en hulle kom met ons inligting deel wat op die lande gebeur het. En ja, dit is wat Val so uniek maak en lekker maak. Nou kyk nee, as jy nou 'n saadsmous is nee, wat nou daai kan sê, hulle ervaar wat jy hulle vertel het van dit moet dan wragtig lekker wees, nê. Man, Pannar is ons nou eerlike besigheidsmense, so ja. Nee, daar is gevalle ook wat dit nie positief is nie, maar ek dink dis wat dit uniek maak, dat hulle met ons inligting kom deel en dan ons vir mekaar probeer 'n oplossing vind wat ons die volgende seisoen gaan doen en dan daardeur dalk ander kultivare. Dis mos nou een van daai goed, net sê dink jy het boerdery onder die knie gaan leer en nou vir jou weer iets nuuts. Soos onder andere hierdie jaar wat ons daai klein huisie vol water gehad het en daai goed. Maar nou wil ek jou nou gou 'n vraag vra want dis nou iets wat ek nie lekker verstaan nie, nê. Party ouens sê nou ja, maar van die koppe, party kultivar se koppe het nie gesak nie en hulle bly nou op en dan raak die goed siek en so voorts. Wat is julle ervaring rondom dit wat nou weer graad affekteer? Het dit regtig 'n effek of is dit eintlik maar op die einde van die dag 'n siekte net wat se omstandighede reg was? Man, soos elke jaar sy unieke uitdagings en presies soos wat jy gesê het, dit was gevalle waar koppe bly staan het, ander het vroeg gaan hang. Maar ek dink graadprobleme gaan baie gepaard saam met kultivars. Sekere kultivars is meer verdraagsaam teen kom ons sê kopvrotte of diplodocus of iets, waar ander minder is. So, dis nie altyd te sê as 'n kop regop staan dat hy meer graadprobleme kan gee as 'n kultivar wat sy kop vinniger geval het nie. Ek dink is grootendeels jou keuse van kultivars wat jy moet maak. Maar ook dan as jy in 'n area is waar daar redelik permanent daai tipe van goeders is, moet jy, maar dan sal jy ook al weet, luister, ek moet na daai tipe van kultivars kyk, waar ou wat, ek meen, as ons meer na die weste van die land toe gaan, dan raak dit baie minder van 'n probleem. Okay, en dan sê vir my, die ouens het nou al begin stroop, hoe lyk die goede daar buitekant met wie jy gechat het? Man, ek dink baie goeie boverwagte opbrengste, bo gemiddelde opbrengste, as ons luister na die manne wat mielies gestroop het, doen almal baie goed. Ek dink ook ons is in 'n gelukkige posisie om 'n goeie kultivar pakket hierdie jaar daar te gestel het vir die ouens, wat baie goed presteer soos wat ons met die mense praat. En ja, nee, ek dink baie goeie opbrengs. Nou, ek meen, ons het nou gepraat hier van 'n boer wat ek saam met hom in die stroper gery het en hy was heeltyd op Droëland hier by 12-13 ton hektaar. En toe sê hy sommer dadelik vir my, maar dis jou boer en wat se kultivar het hy geplant? Man, die kliënt was 3A124 wat hy geplant het. Ja. Is een van die staatmakers hierdie jaar. Die hele platform 3A124, 524, 924 kultivars wat 'n lang tyd saam met ons kom. En ja, soos ek sê, dis die ou staatmakers. Maar dan het ons ook nuwe kultivars laas jaar bekend gestel, jou 932 en 938 aan die geel kant. Wat baie goed doen hierdie jaar, uitstekende prestasies het. Ons is net so opgewonde soos die kliënte wat hulle die eerste keer geplant het. En ons glo ons gaan baie mark wen daar aan die geel kant. Dan natuurlik aan die wit kant ook. Ons 173 platform, wat dan 173, 573 die Roundup en 973 is. Almal wat hulle geplant het, wil hulle graag meer maak en is net so opgewonde oor hulle. As ek wil saad, as ek sien daai kultivar presteer by my, nê,
moet ek maar my saad moes ek hom al geskryf het. Maar ongelukkig in die meeste gevalle, ja. Maar ja, die manne is welkom om vandag by ons te kom draai, met ons te gesels en ons kyk wat se planne maak ons vir julle. Uitstekend. Karl, dankie baie. Dankie. Right, dit is Karl van Pannar, hierso op Val Boeredag 2025, die 30ste ene. So, as julle belangstel, soos hy sê, julle moet spring. As jy en my rarig saad hoorie, maar ek is seker daarvan as jy sy arm draai, gaan jy nog iets kry. Linkie bo vir onder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.